boere te gesels en die wêreld is aan die gons dat Amerika het ingeval daarso by Iran. Hulle het daar die groot kernkrag aanlegte het hulle nou behoorlik aan die brand. Hulle het hulle geskiet laat die spoegspat. En wat sê die wêreld? Die olieprys moet nou na $100 toe gaan, sien ek sommige analiste sê. Maar as ek na hierdie grafiek kyk, na die gebeurtenis, het die olieprys hierdie sprongetjie gemaak, hy het begin terugtrek, lyk of hy stoom verloor. Met ander woorde, ek wonder of die slegte nuus nie al in die prys was nie. Maar wat ons wel weet, as Iran nou gaan besluit om daardie straat van Hormuz te sluit, dan kan die olieprys hoër gaan. Analiste praat van $100 wat die olieprys kan haal, die Brent olieprys. En waar is die volgende teken van sterkte? $77, 76, dan kan die olieprys verder gaan. En nou wil ek dit vir die boere sê, as die olieprys beginne gaan, kan jy jou maar regmaak, dan gaan ons baie beslis sien dat sagte kommoditeite 10 teen 1 ook sal opgaan, want dit gaan voedselsekuriteit onmiddellik in gedrang bring. Maar as ons kyk na hierdie prys, en nou wil ek vir julle eintlik hier wys, hier is wat ons noem 'n piering, 'n koppie en 'n handvatsel formasie. Daar's die handvatsel en daar's die koppie. En hy is nou net bo daai vlak, so dit is krities dat die prys bo $77.76 bly, want 'n koppie en 'n handvatsel, daar's die koppie en sy handvatsel, as hy breek na boontoe, waarheen kan olie gaan? Kom ons doen 'n bietjie hierdie som, laat ons vir julle dit deurgee, dan kan julle beplanning hou, en vir boere, terwyl hy bo hierdie vlakkie is, wat ek net nou genoem het van 77, kan jy dalk klou aan daai prys, waar is daai vlakkie weer, $75 op die kop. Terwyl hy bo $75 is die momentum na bo, maar waar is ons teiken van hierdie koppie en handvatsel? Daar is die teiken van die koppie na die neckline toe, en kom ons verleng hom 'n bietjie, dan kan ons nou sien waar gaan die olie heen, en as ons nou daarna kyk, dan die konservatiewe teiken gaan wees $78.87, en as hy uitspeel na die top toe, gaan hy na $86.32 toe. So dit is die goue reël, hy moet bo hierdie lyn bly, daai lyn, ek gaan dit weer herhaal, is $75.03, maak dit maar $75, hy moet bo $75 bly om die momentum na boontoe te kry, om hierdie formasie in plek te hou. En nou wil ek vir boere sê, as hy bo daai vlakkie van 75 is, klou maar vas aan jou sagte kommoditeite. Hulle kan dalk net duurder word, hulle gaan dalk nie goedkoper word nie, want as ons sodra ons 'n bottleneck by die straat van Hormuz gaan kry, gaan daar allerhande vragskepe reg oor die wêreld sukkel om deur te gaan, en dit gaan nie net olie raak nie, dit sal voedsel raak, dit sal alle produkte raak, maar soos ek altyd vir my boere sê, onthou net, almal kan alles doen, hy moet eet, en as hy eet, dan onthou hy daai mielies en daai sonneblom en daai sojas op jou lande, dan wil hy hom koop. So hou klou vas aan hulle, en daar's die goue vlak, $75.03 Amerikaanse sent. Nou ja, fluit, ons storie is uit, ons gesels weer, en mooi loop, en pas julle goed op, bo $75, alles van die beste. Oupa het vir jou 'n bakkie gemaak. Dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux.